Julle kan aan julle Bybels oopmaak by Maleagi. Ons kom nou by die laaste hoofstuk van Maleagi. Julle sal sien, die vertalers het nie nog 'n nuwe opskrifie ingesit nie, dis nog heeltyd dieselfde opskrifie van hoofstuk 2 vers 17 af, die dag van die Here. En net by hoofstuk 4 vers 1 tot 3 waar ons nou vanoggend gaan stil staan, is dit regtig nog 'n duidelike openbaring van hierdie dag, die dag van die Here. Oorspronklik was dit een hoofstuk van hoofstuk 3 en 4, so hoofstuk 3 het eintlik 24 verse gehad. Hulle het toe nou nog 'n hoofstuk indeling ingesit vir die laaste 6 verse. Maar dit sê net ook, hierdie is alles nog deeltyd dieselfde onderwerp, die dag van die Here. Ons lees net van die vorige hoofstuk se 1 versie af, so hoofstuk 3 vers 18 sê, ons het laas daarby gestop, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos skalwers uit die stal, en julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Ons lees tot daar die Here se woord en ons fokus dan op daai vers 1 tot 3 van hoofstuk 4. Sien julle uit na daai dag? Die dag wat kom. Die dag van groot dinge. Die dag van groot oordeel en die dag van groot seën. Dis die dag wat God besig is om voor te berei. Dis ons daai in vers 3, die dag wat ek skep, ons daai kan vertaal. Dis die dag wat God besig is om voor te berei. Dis die dag waarvoor daar elke dag net nog meer afwagting broei. Elke voetstap is een nader aan daardie groot dag. Dis die dag van die Here. Die dag van ons Here Jesus uiteindelik. So wil jy hê daardie dag moet aanbreek? So sien jy regtig uit na daai dag? Die trotsaard moet die dag vrees. Al vrees hy nie nou die dag nie, hy moet daai dag vrees. Want dit gaan erger wees as enige iets wat hy in hierdie lewe beleef het. Maar die gelowige sien uit na die dag, en dit gaan beter wees as enigiets wat hy in hierdie lewe beleef het. Vir die trotsaard gaan dit erger wees as enigiets wat hy beleef het, en vir die gelowige gaan dit beter wees as enigiets wat hy in hierdie lewe beleef het. Daardie dag. Ons gaan nou 3 goedjies kyk. Eerstens net 'n paar dinge oor die dag wat kom. En dan die dag, dis 'n dag van groot oordeel en dis 'n dag van groot seën. So eerstens dan net iets oor die dag. So vers 1 tot 3 kom nou na vers 13 tot 18 van die vorige hoofstuk van hoofstuk 3. En daar's hierdie vermeteles, die trotsaards, dis wat vermetel is, die trotsaards wat teen die Here in opstand kom en sê, dis nutteloos om God te dien, God is nie regverdig soos hy sê hy is nie, hy lieg, sy beloftes is onwaar,
dit gaan met die goddeloses sleg, goed, en met die regverdiges gaan dit sleg. So God is nie regverdig en dis nutteloos om hom te dien. En daarom is hulle trots, sê die Here. Dis vermetel, dis erg, dis hard, daai woorde teen hom. Maar terwyl daai woorde aan die gang is, was daar die ander. Dis al by ons laaste toe stil gestaan het. Dit was die wat regtig die Here vrees in liefde. Hulle sal onthou word, sê die Here. Hy sal onthou wat met sy kerk gebeur. Hy onthou die goddeloosheid van die goddelose en die regverdige dade in Christus van die wat hom vrees. Hy onthou hulle. En omdat hy onthou, gaan hy onderskeid maak tussen die goddelose en die godvreesendes. Dis nie net dat dit gebeur en dit gebeur nou maar net nie. Alles is opgeskryf. Elke traan, elke gesprek, elke sondige daad en trotsheid van die goddelose is opgeskryf. En hy sal onthou. Hy sal uiteindelik onderskeid maak tussen die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. En dis nou waar vers 1 dan inkom. Hoe gaan God onthou? Hoe gaan hy onderskeid maak? Wel, die dag kom. Kyk, die dag kom. Dan gaan jy sien wat is regtig regverdig, o vermetele. Dan gaan jy sien wat is regtig goed, Godvreesende. So vers 1 begin met daai, kyk, die dag kom. En daai kyk sê, gee nou aandag, hier's 'n groot aankondiging, onderstreep dit, neig jou oor, luister vir wat hierdie aankondiging is. Dis kyk nou na hierdie woorde. Kyk na die een wat dit sê. Kyk, die dag kom. En die aankondigings van hierdie spesifieke dag en die ander profete het gewoonlik ook hierdie kyk. Die aankondiging van die dag. Nie 'n dag nie, die dag is elke keer saam met hierdie kyk. Dis regtig belangrik, hierdie dag wat kom. Uit die ander profeseë sien ons baie duidelik, hierdie dag se ander naam is die dag van die Here. Die dag van die Here gaan altyd saam met hierdie groot openbaring van die Here se majesteit. Hy kom en hy wys homself op 'n sekere manier, ons gaan nou daarby uitkom. Hy wys homself in majesteit. Hy openbaar homself elke keer op sy dag. En dan het dit altyd hierdie twee gevolge van vers 1 tot 3. Die dag van die Here gaan saam met, aan die een kant, kom die Here as die oond wat brand en oordeel oor die trotse en goddelose mense. En aan die ander kant is die gevolg van sy koms seën, verlossing en groei vir die regverdiges, vir sy kinders, vir die wat hom vrees. Dis wat altyd saamgaan met hierdie openbaring van sy majesteit. Hy wys homself as die son. En dan is daar twee kante, twee gevolge. Die trotsaard word weggesmeld en die regverdige bloei in lewe. Nou wat toe ons by Habakuk was, het ons dit gesien, en wat ons hier ook moet raak sien, is dat die dag van die Here en die profeseë daaroor nie eenvoudig net een enkelvoudige dag sien nie. Dis nie net 'n dag nie, dis weer eens, dis die dag. En hierdie dag is op dis die dag waar die Here kom as die komende een. Hy is die komende een. So hierdie dag word ook opgebreek in kleiner dae voor die groot dag kom. En hierdie klein dae is soos voetstappe wat die aarde laat bewe. En dan kom die groot dag en die deur vlieg oop en dan sien jy, dis die een, die komende een, die een wat op pad was. Jy het sy voetstappe gehoor in hierdie klein dae wat gekom het. En dan kom die finale dag en dit vlieg alles oop en dit is hierdie majesteit openbaring. Dan sien jy dis wie hy is. Die dag van die Here is dis heeltyd hierdie komende dag. Dis die dag van die een wat kom. En die een wat kom is niemand anders as Jesus nie. Dis sy dag.
Hy is die komende een. Die Nuwe Testament is baie duidelik hieroor. Op 'n hele paar plekke word hy beskryf as die een wat kom. En as ons kan dit ook vertaal met, hy is die een, die komende een. Hy is die een wat die hele tyd op pad is. Dis hoe hy is. Sy eerste koms was honderde jare, na honderde jare is 'n duidelike voetstappe van oordeel en verlossing. En dan sê hy ook, hy is nog steeds die een wat kom. Hy het gekom, maar hy is nog steeds die een wat kom. Hy kom weer. Nog steeds is daar dan hierdie klein dae van oordeel en verlossing, hierdie voetstappe van sy koms. Heeltyd, elke dag, oor die hele wêreld kom hy. Hy kom. En al hoe harder word dit, soos wat die geskiedenis aangaan. En uiteindelik gaan daai finale dag aanbreek, waar ons gaan sien, wie se voetstappe het hierdie mure so laat bewe. Dit was Jesus se. Nou in die geskiedenis was een so dag, en dis hoe baie ouens ook dit interpreteer, maar ek sou sê dis een van die dae, was een so dag die verwoesting van Jerusalem. Dit was een so dag toe Jesus gekom het in oordeel. En hy het homself gewys as die een wat ernstig is as hy praat. Dit was 'n harde voetstap. Hy kom in oordeel oor die wat trots teen hom hulle self verhef, en hy kom in verlossing om sy kerk te spaar en te red. Maar goed, so as die dag kom, en hierdie dag het gekom, is besig om te kom en sal kom. Dis hoe ons hierdie dag kan opsom. Dis die dag wat gekom het, dis die dag wat besig is om te kom, en dit die dag wat nog sal kom. En dis ook hoe ons na hierdie verse moet kyk, vers 1 tot 3. Die dag van groot oordeel en groot seën. So vers 1 gaan dan verder. Kyk, die dag kom, en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees, of 'n stukkie kaf, 'n stukkie grasie. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Julle het gesê God is nie regverdig nie. Julle gaan sien wat is regverdig. Kyk, hierdie dag gaan verskriklik wees. En hierdie versie wys vir ons net hoe verskriklik dit kan wees. Dis weer eens in hierdie taal van soos. Want ons kan nie eintlik die verskriklikheid daarvan in Afrikaans of in enige taal verduidelik nie. Daarom moet ons hierdie beelde kry. Die Here gee ons hierdie beelde. Soos. Die dag gaan wees soos 'n oond. En nou die eerste ding wat ons hier moet sien is, die dag van Christus se openbaring is so wêreldwyd dat die hele dag die oond is. Nee, daar staan nie op die dag sal die oond kom nie. Die dag sal wees soos 'n oond. Die dag self is die oond. Ons sien dit later ook. Die dag wat kom, steek hulle aan die brand. Die dag is so wêreldwyd, allesomvattend, dat die dag self hulle aan die brand steek. Dit maak nie saak waar jy op daardie dag is nie. Die oond kom vir jou. En hierdie dag is ontzagwekkend intens, soos 'n gloeiende oond. Konings het oonde gebruik as 'n instrument van oordeel, soos in Daniël se tyd. Die wat teen hom in opstand kom, word in die oond gegooi. En nou moet ons hierdie prentjie in ons koppe kry van daai oond daar in Daniël. Dit was hierdie magtige koning wat sy mag wys deur hierdie oond net nog warmer en warmer en warmer te maak. Hierdie mensgemaakte oond was so intens, so verskriklik warm. As jy voor hom staan, jy kyk net vir hom, dan brand jou oë. So intens dat die ouens wat Daniël se vriende ingegooi het, doodgebrand het. Maar hierdie dag wat kom, hierdie oond, is nie 'n mensgemaakte oond nie. Hierdie oond gaan wees die oond van die groot koning. Hy is groter as enige ander koning.
En daarom is sy oond oor die hele wêreld. En sy oond is warmer en helderder en skerper as enige ander oond. Sy oë, die koning se oë, brand soos 'n vuurvlam. En sy aangesig is soos die son in al sy majesteit. Soos die son. Nou weer eens, kyk nou hierdie hele dag is die oond. En as jy vir 'n oond kyk in die hartjie van wat in daai oond aan die gang is, wat gestook word met kole en kole en kole, dan is dit soos om in die son te kyk. Nou sê hierdie Openbaring 1, sy gesig is soos die son. En die son is op 'n oomblik daar, net 'n kolletjie in die lug. En kyk wat sy helderheid bring dit oor die hele aarde. Nou sê hierdie vers, die hele dag gaan soos daai oond wees. Dit gaan wees asof die son die hele aarde omsluit. Asof die aarde binne in die son gesit word, binne in die oond. Dis hoe verskriklik dit gaan wees. As jy vir hom gaan kyk, hy wat daar in die hartjie van die vuur van die oond staan, gaan jou oë smelt. Soos Naam 1 vers 5 en 6 sê, die berge bewe voor hom, en die heuwels, die ewige berge smelt weg. Die aarde rys op vir sy aangesig, ja die wêreld en almal wat daarin woon, maar wie kan stand hou voor sy grimmigheid? Wie sal bestand wees teen die gloed van sy toren, die hitte van sy toren? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur, en rotse word stikkend geruk voor hom. Trotse hart, wees bang, regtig bang. En dis vir wie hierdie dag kom, hierdie oond. Die dag kom vir almal wat goddeloosheid bedryf. Al die vermetele trotsaards, wat hulle self verhef teen God. Dit maak nie saak wie jy dink jy is nie. Dit maak nie saak watter status jy het nie. Dit maak nie saak watter mag jy op aarde gehad het nie. Die son gaan die aarde omsluit. Hierdie oond. Die dag kom vir jou. En op hierdie dag sal niemand ontsnap nie. Die goddelose vermeteles gaan wees soos 'n stoppel, 'n stukkie gras of kaf, kurkdroog, wat as jy die stukkie gras so skiet voor die gloed van die oond, dan hy hoef nie aan die vuur te raak nie. Die hitte laat hom net so ontvlam. Jy gaan 'n stoppel wees en die dag wat kom, die oond gaan hulle aan die brand steek. Jy hoef nie eens in die oond te wees nie. Jy gaan net in die gloed van die oond verskroei tot niks. Soos wat hy sy majesteit wys. So hierdie dag gaan 'n oond wees, alles omvattend soos die son oor die hele dag. En daar's niks wat die son se strale kan ontsnap nie. Dis vir alle trotsaards, maak nie saak wie jy dink jy is nie. En op hierdie dag gaan niemand ontsnap nie. Jy gaan voor die gloed van die oond kom staan, sê die Here van die leerskare. Maar dan sê vers 1 nog iets, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. En dit sê, die brand gaan geheel en al wees. Alles gaan weggebrand wees. Jy gaan wegbrand soos 'n stoppel. En alles gaan omsluit wees. Jou hele wese. So dis oor die hele aarde, maar jy gaan in oordeel staan met ook jou hele jy. Maar dit beteken nie, oordeel gaan beteken jy gaan wegbrand soos 'n stoppel en dan gaan jy ophou bestaan nie. Dit beteken, hierdie wortel en tak sê, jy gaan in jou volle geheel met liggaam en siel totaal en al brand, maar alle hoop gaan vir ewig buite jou bereik wees. Alle hoop gaan vir ewig buite jou bereik wees. Dis regtig verskriklik.
As die wortel nog oorgebly het, sou jy nog kon hoop, daar gaan 'n stukkie groen iewers kan uitspruit. Wanneer alle hoop gaan weg wees. Jy gaan nooit weer kan terugdraai nie. As hierdie dag kom, is dit klaar en finaal. Sien julle hierdie dag? En sien julle wie staan in die oond? Wie is die oond? Dis die koning. Hy wat kom, die komende een. En hy kom. Hy stap. Hy's op pad. Hy kom vir die trotsaard wat dink hy weet alles. Hy kom vir die wat in sonde en goddelose arrogansie lewe. En hy kom vir elkeen van hulle. En hierdie trotsaards is nie net die boosaards, die Nero's en die Stalins nie. Hierdie trotsaards is die wat dink hulle kan self voor die koning verskyn, want hulle is mos reg. Hulle het hulle eie geregtigheid opgemaak. Hy kom vir elkeen wat dink hulle kan hulle self red voor die gloed van sy toorn. Dalk sit iemand, selfs dalk iemand wat hier sit, wat nog steeds sê, liewe Jesus gaan my aanvaar, want ek het darm mooi probeer lewe. Dis die woorde van 'n trotsaard. Want jy sê, ek sal self voor die koning staan. Nee, jy gaan nie, jy gaan 'n stoppel wees. Hierdie woorde sê, hy kom vir jou. Hy is oneindig warmer en skerper en helderder as enige oond. Hy is ontsaglik warm, in die volle sin van die woord ontsaglik. Johannes die Doper sê van hom, in Matteus 3, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Dis Jesus wat gekom het. Hy het gekom om sy vyande te vernietig. En hy praat daar van die kerk. Soos wat Maleagi ook praat met die kerk. Die trotsaards wat uiterlik in die kerk is, wat eintlik net kaf is. Hy sal kom om sy vyande te vernietig. Hy het gekom en hy het nie opgehou daarmee nie, hy is nog steeds besig om te kom. Hy kom om te oordeel, 'n verskriklike oordeel, en hy doen dit ook nou reeds deur nasies oor te gee in ongeregtigheid, dat dit vol kan word, dat hulle ongeregtigheid vol kan word, sodat hy uiteindelik kom as die oond op daardie groot en deurligtige dag. Maar dis nie al wat op daardie dag gebeur nie. Hy kom nie net in oordeel nie. Vers 2 het 'n maar, en daai maar is so goed. Maar vir julle wat my naam vrees. Dis asof jy asem ophou na vers 1 en dan, hier's vers 2, wonderlik. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. Die wat die Here vrees, is die waarvan gepraat word in hoofstuk 3, vers 16 tot 18, is die wat die Here ken, omdat hy homself hulle wys en daarom vrees hulle hom. Hulle eer hom met hulle gedagtes en hulle praat van hom uit vrees in die grootste liefde, want hulle het hom gesien. Hulle het sy openbaring gesien en hom leer ken as die enigste een wat hulle kan red. Dis die wat hom vrees. En vir hulle sal die son van geregtigheid opgaan. Vir die goddelose gaan die oond kom soos die son oor die hele dag, en verskriklike helderheid. En vir die regverdige kom ook die son. En is omdat dit dieselfde persoon is, wat vir die oordeel kom, vir die trotsaard,
maar ook vir die regverdige, die wat die Here vrees. Dis dieselfde persoon, en daarom word by albei hierdie beeld gebruik van helderheid, oond en son. Hy kom met dieselfde majesteit. Vir die gelowige kom hy in oordeel, vir die goddelose kom hy in oordeel, en vir die gelowige kom hy in seën, soos wat hy gegaan het, met sy hande omhoog. Maar goed, hoekom die son van geregtigheid? Wat beteken dit? So Lukas 1, vers 77 tot 79 sê van Jesus se koms, lig uit die hoogte het ons besoek, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. En daai lig is die son. Die son het opgekom oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, as gevolg van die gevolge van sonde. In Johannes 1 vers 4 en 5, dis van Jesus, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die son kom om duisternis weg te bring. En dis hierdie prentjie van die wat in nood sit, in donkerte, in die dal van doodskaduwee, as gevolg van die gevolge van sonde, en dan kom die son op. Daar's hoop vir lewe en verlossing uit die gevolge van sonde. En Jesus kom doen dit deur die groot goeie koning te wees. Die koning wat met geregtigheid regeer, daarom die son van geregtigheid. 2 Samuel 23 sê van sy koningskap, 'n heerser oor mense, 'n regverdige, 'n heerser in die vrees van God, is soos die môrelig by die sonsopgang, 'n môre sonder wolke, as deur die glans na die reën grasspruitjies uit die aarde opkom. Dis hoe Jesus se koningskap is. Dis regtig goed. Hy's die goeie koning, soos son wat opkom en lewe en vreugde bring. Hy's die een wat nie net deur sy koningskap oordeel nie, maar reg en geregtigheid laat geskied. Hy's die son van geregtigheid, want hy's die een in wie alle verlossing saamtrek. Hy's die een wat regtig verlossing kan gee vir sy hele ryk. Vir almal wat in sy ryk is. Hy's die een wat regverdig oordeel en regverdig doen soos hy sê hy sal doen. Hy's die een wat die pad van vrede en geregtigheid kom leer, sodat daar lig kan wees, hoop kan wees. En daarom kom hy, en daar sal genesing onder sy vlerke of sy vleuels wees. Wie se vlerke? In vers 2? Die son se vlerke. En dis 'n manier om te praat van die son se strale, soos ek net nou genoem het by Psalm 139. Die son se strale is die son se vlerke. So verbeel jou, jy sit in 'n yskoue nag, in pikdonkerte, in 'n dal van doodskaduwee. Hopeloos. Die gediertes van die nag loer op jou vir jou lewe, en dan uiteindelik sien jy, dit word lig. En dit begin aanvanklik baie dof. Jy sien net die lig word helder en helder en helderder. En dan sien jy die eerste vlerk van die son, wat skyn oor die dal en dan in die dal in. En jy sien hoe lyk die straal, soos wat die son se strale maak as dit tussen die wolke deurskyn. Dit maak so 'n pilaar, 'n vlerk wat uitkom en skyn in die dal in. Die sonstrale buig oor die dal, soos 'n vlerk wat afsak om beskerming te gee vir die kleintjies onder die vlerk. Onder sy vlerke is daar genesing. Hy gaan genees deur homself te openbaar in sy majesteit, soos die son. Uiteindelik het hy gekom en hy het homself geopenbaar, toe hy die dood oorwin het,
En dis regte genesing, die dood self. Dis die grootste siekte en gevolge van alle sonde is die dood. En hy het dit kom oorwin. Jesaja 25 vers 8 sê, hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here sal die trane van alle aangesigte afvee, en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek, en daai praat van sy dag. Dis op sy dag, die dag van wat hy kom soos 'n oond vir die trotsaard, so kom hy om die dood vir ewig dood te maak. En hoe het hy dit gedoen? Deur sy wonde, deur sy plaasvervangende offer, waar hy dood gegaan het. Die son van geregtigheid. Jesaja 53 vers 5, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, en ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, die vrede, die pad van vrede, die lig, die son wat opkom, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So as die son opkom en die strale skyn en dit bring genesing en lewe, is dit net deur sy wonde. Hy wat dood gegaan het. En so was dit. Hy het gekom en lewe gegee. Hy het siekes gesond gemaak, blindes laat sien, krepeles laat loop. En dit het alles gewys watter geneesheer hy regtig is. Hy het gekom op sy dag om ons grootste probleem te genees. Ons siele is besmet met die dodelike kanker van sonde. Hy kan jou bevry van die gevolge van daardie dodelike kanker. Hy kan jou bevry van die dood self. Maar hy het ook gekom om ons te verlos van die siekte. Hy het gekom om genesing te bring, regte genesing. Nie net op die dag wat hy kom, wanneer ons dit finaal sal inneem in volkomenheid nie, maar hy het gekom om regtig, daar terwyl hy op aarde was, regtig te genees. Dis hoekom hy blindes laat sien en krepeles laat loop en die wat siek is gesond maak, om te sien, hy bring regtig tasbare genesing. Vir jou het die son van geregtigheid opgegaan, jy wat in Jesus glo. Hy het opgekom vir jou. Hy het gekom. Hy skyn sy aangesig oor jou. Hy wat kom soos wat hy gegaan het met sy hande omhoog. Hy kyk vir jou en hy seën jou. Jou gebroke hart en siel as gevolg van jou sonde. Of iemand anders se sonde teen jou en jou hart se reaksie daarop is nie sonder hoop nie. Jou geneesheer staan by jou met sy sonvlerke oor jou en hy roep jou. Kom, word genees. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Kom na my toe, almal wat worstel met hulle sondes, wat hulle so siek maak. Siek van bekommernis en siek van angs, siek van woede en stres. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Word genees in sy openbaring, in die strale van die son. Dis sy vlerke. Hierdie is sy vlerke. Dis waaronder ons genesing vind. In die strale van sy openbaring. Word genees deur sy goeie woord en gees. Maar dit stop nie net daar nie. Jesus kom nie net om jou gesond te maak nie. Hy kom sodat jy sterk genoeg sal kan wees om te huppel van vreugde. Die volgende deeltjie in vers 2. En julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Het julle al gesien hoe lyk dit? Kalwers uit die stal. Hoe hulle kan bokspring as hulle losgelaat word na die winter. Uit die donker stal waar hulle lank was. Jy sal nie dink daai
groot gediertes het soveel energie nie. Selfs groot beeste hardloop rond en spring. As hulle uiteindelik weer grasspruitjies kan proe. Soos resiesperde, baljaar in die lentelig. Van hulle het dalk nog nooit gras gesien in hulle lewe nie, dan sien hulle dit vir die eerste keer. Hulle lewe lank in duisternis, en dan kom hulle uit in vars lig, waarlik genesing, maar nie net genesing nie, regtige vreugde. En groei ook in daai vreugde. Dis hoe ons daai uitgaan of uittrek kan verstaan. Hulle word groot, hulle gaan uit en word groot. Soos wat 'n spruitjie groei, as die son op die spruitjie skyn, dan groei dit. Soos 'n klein plantjie. Dis waarvan Spreuke 4 vers 18 praat. Die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, soos die strale van die son word al helderder en helderder tot die volle dag toe. So Jesus hy kom op vir jou in sy koms, maar hy skyn nie net oor die berg nie. Hy kom op sodat jy groot word, sodat jy kan groei. En dis regtig goed. Die dag van oordeel is regtig verskriklik, maar dieselfde dag vir jou gelowige is so mooi en so goed. Dis die dag waarvan Jeremia 31 praat. Hulle sal kom op die hoogte van Sion, jubel en toestroom na die seëninge van die Here, na die koring en mos en die olie en die jong skape en die beeste, en hulle siel sal wees soos 'n welbesproeide tuin. En hulle sal verder nie meer kwai nie. Dan sal die jonkvrou haar verheug in koordans, en die jong manne en die oues tesame, en hulle sal rou in vreugde verander, hulle troos en hulle tot blydskap bring uit hulle kommer, en ek sal die siel van die priesters verkoop met vettigheid, en my volk sal versadig wees met my seëninge, spreek die Here. Regtig goed. En jy het dit. Jy het dit reeds. O julle wat die Here vrees, julle het dit. Hy het gekom. Die son het opgegaan oor jou. Ons kan regtig vreugde hê. Uitbreek in koordanse. Rond hardloop soos kalwers. Ons kan juig. Ons het waarlik verlossing. Dit raak nog beter as dit. Jy gaan hoop hê, genees word, groei, sterk word, rondhardloop van vreugde, maar ons nog iets, vers 3. Julle sal die goddelose vertrap, en hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Op daardie dag sal julle geregtigheid sien. Die regverdiges sal die goddelose vertrap. Hulle sal saam met Christus regeer wat sy vyande sy voetstoel gemaak het. Wat die slang se kop vermorsel het. Hy het op die slang getrap. Hy het sy voet op sy nek gesit en die slang wou nog so 'n bietjie opkyk, toe trap hy. En hy het die bene gehoor breek. Sy nek het gebreek. En nou sal die wat saam met hom, die wat regverdig is, saam met hom oor sy vyande en daarom oor hulle vyande heers en oordeel. Dis geregtigheid. Dis vreugde. Dis Jesus se kerk wat die wêreld oorwin, want hy het oorwin. Dis Jesus se kerk wat, soos wat hy weerkom, omdat hy gekom het, al hoe meer geestelike grondgebied wen. As jy wat in jou huis sê, hier is Christus koning. Die slang is getrap, Jesus is koning hier. Hier sal ons buig onder sy koningskap. Dis jy wat sê, hierdie ongeregtigheid sal nie heers in my besigheid nie, want Jesus is die komende een. Dis gemeentes wat in die gesig van die vyand sê, nee, Jesus sê.
Dis predikante en enige gelowige wat op 'n brandstapel sê, die wat my brand sal nie wen nie, want die son van geregtigheid het oor my opgegaan, en hy sal weer oor my opgaan. Ons sal wen, soos wat ons nou reeds kan wen. Weet julle, ons kan hierdie reeds beleef in die strale van die son van geregtigheid. Ons kan dit proe op sy dag. Ons kan dit proe as hy hom openbaar in die verkondiging van die evangelie. Dis wat hy moes doen op sy dag. Op die dag van die Here, die dag soos vandag, openbaar hy homself in sy majesteit deur die verkondiging van die evangelie. Ons kan al hierdie kry waarvan vers 2 en 3 praat, nou reeds. Ons kan dit proe, want hierdie is sy dag. Ons word genees en groei en huppel van vreugde as ons sy strale kry, die skyn van sy aangesig wat vir ons geskilder word in die evangelie wat verkondig word. So ja, dis hoe jy groei. Dis hoe jy daardie vreugde kry, dis deur die verkondiging van die evangelie. Maar hierdie proe, dit wat ons elke week kry, elke keer as ons sy openbaring lees en dit hoor, hierdie proe laat jou net nog meer uitsien na daardie finale dag. Laat jou verlang na die volheid wanneer die genesing en oorwinning volkome sal wees. En hoe meer jy na hom kyk die een wat kom, hoe meer word jy uiteindelik soos wat hy is. Want hoe meer jy kyk, hoe meer sien jy, hoe kan ek teen hierdie liefde sondig? Hoe meer jy kyk, hoe meer word jy hierdie godvreesende. So hoe meer jy kyk, hoe meer word jy seker. Vers 2 en 3 is vir my. Dis myne. Want Jesus het. Nie ek het nie, Jesus het. Kom en aanskou die een wat kom. Die komende een. Kyk na hom. Na hom wat jou sal onthou. En nou onthou. Hy onthou jou. En daarom kom hy. Julle sal hierdie seën beleef van die son van geregtigheid onthou. Hy skryf elke traan op. Dis in sy kruik. En elke gesprek. Maar ook elke sonde van die goddelose trotsaard. Hy kom vir jou, o trotsaard. Maar hy kom vir jou, godvreesende. Amen.